Goeiedag broer en suster, baie welkom hier by Lux Mundi se aanlyn erediens, die laaste een vir 2025. Hoop dat jy 'n heerlike geseënde Kerstyd saam met jou gesin gehad het en dat jy reg is vir 2026 wat om die draai is. So met 2025 wat agter lê en Kersfees wat vars in ons geheue is en 2026 wat om die draai is. Lees ons vandag Romeine 15 en ons gesels oor die tema bron van hoop en ons gaan 'n bietjie nadink oor die feit dat Jesus gekom het en dat dit juis vir ons hoop gee en dat dit ook sommer so met die nuwe jaar wat op pad is ook vir ons help om so 'n bietjie met die regte perspektief ook in 2026 in te gaan en dat ons aan die Here kan vashou. Een baie mooi uitbeelding van hoe hoop werk en die krag van hoop kry ons in die fliek, ek kan nie regtig onthou watter jaar dit was nie, maar so 'n klompie jare terug het daar 'n animasie fliek uitgekom met die naam van Wall-E, van hierdie klein robotjie wat rommel bymekaar maak daar op die oppervlak van die aardbol, die tyd waarin dit afspeel, het die aarde onbewoonbaar geraak as gevolg van al die gemors wat mense bymekaar gemaak het en geproduseer het en so het die suurstofvlakke gedaal en so in die tyd wat die fliek afspeel is die mense almal in ruimtetye buite in die ruimte en hulle wag dat die aarde weer herstel en dat dit weer bewoonbaar kan raak. En in hierdie tyd is Wall-E die robotjie daar besig om maar te doen waarvoor hy geprogrammeer is en hy maak rommel bymekaar en maak die plek skoon en sit dit in blokkies en so organiseer hy die plekkie daar rondom hom soos wat hy maar geprogrammeer is om te doen. En ergens langs die pad in sy omwentelinge, dan grou hy daar 'n klein plantjie uit. En wat hy nie geweet het regtig wat dit is nie, en hy bære die plantjie, en dan stuur die mense, heeltyd stuur hulle 'n probe of 'n robotjie wat dan gaan scan oor die aarde se oppervlak of daar weer lewe is, of daar weer plante begin groei. En dan kom daar 'n klein robotjie met die naam van Eva, en sy kom en sy scan dan daar rondom Wall-E se plek en sy sien dan hierdie plantjie. En dit veroorsaak dan 'n kettingreaksie. Die plantjie word na die ruimtetuig toe gevat en die mense neem kennis dat daar is weer lewe, daar is weer nuwe lewe op aarde. En dit verander dan die hele situasie en word dit op die ou ende die ontploffing wat maak dat hulle weer opstaan en dat hulle terugbeklei teen die robotte en dat hulle weer hoop kry. En so sien jy hoe dat daardie klein plantjie op die ou ende regtig 'n simbool van hoop word vir die mense, sodat hulle op die ou ende weer kan terugkeer aarde toe en dat hulle lewens daardeur verander word. Nou so het elkeen van ons sekere simbole van hoop wat vir ons dalk wanneer ons dit sien of wanneer ons daarvan hoor, weer hoop gee. En Kersfees, Kerstyd is natuurlik vol van hulle, die ster, die krib, en dan later dit wat ons weet wat kom, die kruis, die geboorte van Jesus, al die goeders, die skaapwagters, die engele, die wyse manne, die goud, die wierook en mirre, al die goeders wat ons opgewonde maak oor Kersfees en die koms van die koning, wat vir ons simbole van hoop geword het. En so is daar buite Kersfees natuurlik 'n klomp dinge wat dalk vir jou simbole van hoop kon word. Maar Kersfees herinner ons daaraan dat die Here gekom het en dat ons lewens daardeur verander word, dat die feit dat Jesus gekom het ons hede, ons totale lewe, ons totale bestaan kom verander het en dat hy met ander woorde nie net die simbool van hoop is nie, maar dat hy die bron van hoop is. So kom ons lees wat sê Romeine hoofstuk 15 en ons gaan lees vanaf vers 7 en is eintlik so lekker dat ons nou vanoggend hierdie teks lees omdat ons verlede week die geslagsregister van Jesus daar in Matteus gelees het en dat ons daaruit 'n klomp goeters geleer het oor wie Jesus is. Matteus ons gehelp het om te besef dat Jesus die Messias is, dat hy die een is wat moes kom en dat ons vanoggend dan nou hier in Romeine kan sien in die brief wat Paulus aan die gemeente daar in Rome skryf,
kan ons sien hoe dat daardie waarheid op die ou ene hier relevant word, en daar waar die tekkie die teer tref vir hulle, daar in die gemeente in Rome regtig 'n verskil maak, en gaan ons sien hoe daardie waarhede hier ook weer aan die woord kom. Goed, ons lees vanaf vers 7. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. So hier hoor ons dieselfde gedagte wat ons daar in Matteus 1 gehoor het. Hoor ons dat Jesus die antwoord op God se beloftes is, dat hy is die Messias wat moes kom. En dit op sigself sê met ander woorde nie net iets vir ons oor wie Jesus is nie, maar oor wie God is, oor hoe getrou die Here is, oor sy beloftes wat waar word hier. En dat ons dan, soos wat Paulus hier skryf, hy sê, Christus het gekom. Ons hoef met ander woorde nie te wag op 'n simbool van hoop. Ons weet die Here kom weer, maar ons weet dat hy het gekom. En deur sy koms is die beloftes van God waar bewys, word sy woorde hier waar in die koms van die Messias. En dat dit ook vir ons sê, dat Jesus wat die Messias is, gekom het met 'n doel. Hy het gekom om ons vry te maak, en dat dit vir ons hoop gee. En dat ons kan hoop op ons God wat getrou is en wat sy woord gestand doen. Ons lees verder, vers 9, hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. Soos ons laasweek ook gesien het in Matteus, sien ons dit ook nou hier, en kan ons so dankbaar wees in die Here ook loof, dat ons ook deel kan wees van hierdie storie, dat hy kom vir al die nasies. Onthou, Paulus skryf vir die gemeente in Rome, waar hierdie konflik op die ou ende begin ontstaan tussen gelowiges wat uit ander gelowe uit tot geloof gekom het in Jesus, en Joodse gelowiges, en dat daar is hierdie spanning wat Paulus aanspreek tussen die Christene en die Jode, of dan ander gelowiges en die Joodse gelowiges, en dat hy vir hulle sê, maar Jesus het nie net gekom vir die Jode nie, hy het gekom as 'n Jood, binne in daardie konteks, binne in die verhaal wat God met die mens vertel, die verhaal van God met die mens, en dat hy binne in daardie konteks kom, maar dat hy kom vir al die nasies, vir almal, en dat ons ook daarby ingesluit is. En dit sien ons dan nou ook, en vat dit ongelooflik mooi saam met hierdie aanhaling van Jesaja, kry ons nou al twee gedagtes hier, en hy sê in vers 12, en Jesaja sê ook, Isaia sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal al die nasies hulle hoop vestig. Ons het verlede week ook in die teks gelees, toe ons met die geslagsregister van Jesus gewerk het, om te onthou dat Jesus uit die huis van Isaia, die huis van Dawid kom, Isaia wat natuurlik Dawid se pa was. En dat ons hier met ander woorde nie die antwoord op God se beloftes kry, sy beloftes wat vervul word nie, maar ook die feit dat hy vir al die nasies kom, en dat dit van die begin af sy bedoeling was, en dat die hele wêreld met ander woorde hulle hoop op hom kan vestig, want hy is die antwoord, hy is die Messias wat moes kom. En dan in vers 13 help hy ons om wat hierdie hoop en wat hierdie feit dat Jesus die een is wat gekom het om vir ons hoop te gee, op die ou ende beteken. Hy sê in vers 13, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Jesus is die bron van hoop. Hy is, met ander woorde, nie net 'n simbool van hoop nie. Daar's soveel dinge wat ons kan sê, maar hierdie is iets wat vir my herinner daaraan dat daar hoop is. Maar Jesus is die bron van hoop. Hy is nie net 'n teken wat wys na daar is hoop nie. Daar's ander dinge wat na Jesus kan wys en vir ons sê, maar daar is die hoop. Hy is die bron van hoop. En dat hoop op die ou ende, soos wat dit daar in daai mooi storieetjie van Wall-E, hoe dit die mense tot aksie gedwing het, hoe dit hulle lewens verander het, hoe dat hulle weer die krag van hoop, hulle weer geaktiveer het, sodat hulle weer iets gedoen het.
daardie selfde ding met ons gebeur, wanneer ons hoop ook in die Here plaas. In hierdie vers 13, wat praat van God as die bron van hoop, en dat hy deur die Gees ons hoop al hoe sterker laat word, help ons ook om te verstaan hoe hoop in die Nuwe Testament werk. Want sien, hoop in die Nuwe Testament is nie soos wat ons baie keer die woord hoop in Afrikaans sou gebruik, dat dit dalk iets is wat onseker is, wat ons hoop nog dalk sal gebeur as alles regloop. Jy weet, so ons kan dalk sê, ons hoop dat dit sal reën, of ons kan dalk sê, ons hoop dat dit op daardie dag, op daardie spesifieke tyd nie sal reën nie, sodat ons A, B en C kan doen, dat ons daarom mooi weer sal hê. Maar ons is nie seker nie, daar is weer voorspellings, maar dit kan dalk so wees, maar dit kan dalk nie so wees nie. En so kan ons ook hoop dat die Proteas eendag 'n wêreldbeker gaan wen met die cricket. Dit is 'n hoop wat hoop op iets wat miskien gaan gebeur, en dit vir ons op 'n manier, nog daar's ons 'n glimmer van hoop wat ons nog aan vashou. Nuwe Testamentiese hoop, Bybelse hoop is nie so nie. Bybelse hoop is gesetel in die sekerheid van wie God is. Dit is nie 'n hoop dat dit dalk miskien gaan gebeur nie. Ek plaas my hoop op God, op wie hy is, op wie hy sê hy is, en wat hy doen. En hy is wie hy sê hy is, en hy doen wat hy sê hy doen. En daarom kan ons hoop hê, daarom kan ons die sekerheid hê, en daarom kan ons die krag van hoop in ons lewens beleef, omdat ons vashou aan die bron van hoop. Omdat ons vashou aan die feit dat Christus het gekom. Ons wag nie vir 'n ander leier of 'n ander Messias of 'n een of ander ding wat in die toekoms moet gebeur wat ons kan hoop gee nie. Ons weet, ons koning het gekom. Die Messias het gekom. Die gesalfde het gekom. Ons koning is hier en hy het ons kom vrymaak. En daarom kan ons hoop hê. En daaraan kan ons vashou. En mag daardie hoop ook jou hede verander, omdat jy hoop op 'n toekoms van die koning wat weer gaan kom, maar ook omdat jy hoop op die feit dat Jesus hier is, en dat hy reeds gekom het, dat hy Immanuel, God met ons geword het. Mag jy uit die krag van hoop lewe, mag jy uit die bron van hoop lewe vir 2026, en mag daardie hoop die dryfkrag wees, wat jou vorentoe dryf, wat jou dryf daar na waar die Here jou stuur, tot eer en verheerliking van sy naam en tot opbou van sy koninkryk. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons bron van hoop is en dat ons aan U kan vashou. Dankie Here dat U woord gestand doen, dat U getrou is, dat ons kan vashou aan U beloftes, omdat ons kan sien hoe dat U dit waarmaak. Dat ons kan vashou Here aan U omdat U gekom het. Here Jesus, omdat U dit alles kom waarmaak het, toe U onder ons kom woon het, dat U God met ons Immanuel geword het. Dankie Here dat daardie hoop nie onseker is nie, maar seker is, omdat U die bron van hoop is, en dat ons maar net aan U kan vashou. Mag dit ons dra Here, in die dae wat kom, in die einde van 2025, maar ook vir 2026, en dat ons met die krag van hoop sal lewe, soos mense wat hoopvol is, nie hopeloos is nie, dat ons as hoopvolle mense, koningskinders, die wêreld sal ingaan om U liefde in U groote naam te gaan uitdra daar buite. Stuur ons Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed, broers en susters, net die paar afkondigings. Jy sien daar vir die volgende 2 Sondae nog die res van ons reeks nog so voor die skole weer begin en ons weer voluit aan die gang is. Maar dit is Epifanietyd van volgende week af. En die 2 temas daar van nou af sal jy mense vang, en die 11de Januarie die noodsaaklike alternatiewe pad. Moet jy dit misloop nie, as jy op vakansie is, kan jy natuurlik opvang hier op YouTube, maar dit is wat vir die volgende 2 weke vir ons voorlê. Dan wil ons ook vir jou geleentheid gee om die Here ook te dien met jou dankoffer, op watter manier jy dit ook al graag wil doen, wil ons vir jou uitnooi om dit te doen, om die Here ook daarmee te eer. Dan in die week wat kom, die 31ste Desember, is dit oujaar natuurlik, en hier by Luxmundi vier ons dit met 'n deurloop nagmaal, ongelooflike heerlike manier
om die jaar af te sluit en die nuwe jaar te begin. Van 10 tot 12 of dan van 4 uur tot 6 uur kan jy enige tyd kom soos jy is. Bring jou gaste wat saamkom, ou jaar vier saam en kom sluit die jaar op hierdie wonderlike manier af met die deurloop nagmaal. 31 Desember van 10 tot 12 of van 4 uur tot 6 uur is daar tyd. Dan wat die kerkkantoor aanbetref, die kerkkantoor is nog toe tot die 12de Januarie wanneer dit weer oopmaak. Dan sien jy daar wanneer die leraars aan diens is. Ek is nou van hierdie maandag af vir 'n week dan nou nie hier nie, maar Marco is hier. Die res van die tyd is ons hier en dan is die selnommers ook beskikbaar daar op ons webblad of in die jaarprogram. Dan het weer 'n herinnering en 'n uitnodiging na ons gemeentekamp die 6de tot die 8de Maart. En ons wil regtig vir jou uitnooi om dit te kom bywoon, om saam te kom kuier. Dit is by Weesgerus, daar is baie chalets, daar's baie staanplekke. Skryf nou in, die kodetjie is daar op die skerm, so jy kan hom daar sommer net scan en dan kan jy dadelik inskryf. Ons wil in hierdie aan die einde van Januarie wil ons reeds al ons reëlingkies vasmaak sodat hulle vir ons al ons plekkies daar kan vasmaak. Goed, broers en susters, dit is min of meer ongeveer naaste by die hele storie. Ek hoop regtig dat hierdie laaste paar dae van 2025 ook vir jou geseën sal wees en dat die 2026 vir jou 'n jaar sal wees wat vol van die vreugde en vrede en hoop van die Here, wat die bron van hoop is, sal wees. Mag jy dit elke dag so tasbaar beleef dat die Here by jou is. Ontvang die seën van die Here en gaan op jou pad in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen wees en bly. Amen.